Enige iemand met tieners in die huis, hoekom sê ek dit met 'n want ek het ook tieners in die huis. Weer die tienerjare kan stormagtig wees. Ouers worstel dikwels om hulle tieners te verstaan, gesonde gesprekke te voer, ja, en konflikte hanteer, ja. Ek gesels nou met Stefanie Minnaar, sy's 'n pastorale narratiewe terapeut en ook 'n life coach vir tieners en skrywer van die A tot Z ouer handleiding wat ouers en onderwysers help om harmonie tussen ouers en tieners te bevorder. En baie goeiemôre ook aan jou, Stefanie. Baie dankie. En ek het tienerjare oorleef om die storie te vertel. Ag, fantasties. Ja, nee, lyk vir my ek gaan hom saam met jou moet oorleef. Hier's 2 boeke, die ouer handleiding, enetjie wat jy dadelik in my hand gestop het en ek gaan hom lees en dan gaan ek hom soos paying it forward vir die volgende ouer gee wat tieners het om te lees. Ja, asseblief, maar jy gaan nou weer terugvra want daar gaan iets gebeur met jou tiener en dan gaan jy sê nee, wat sê sy nou weer daar? Waar's daai hoofstuk? Ek moet dit gou weer oplees daaroor. Voordat ons verder oor dit gesels, ek meen jy fokus op die ouer-tiener verhouding en waarom, jy weet, is dit nogal 'n probleem wat ouers deesdae sukkel met die tieners of is dit die tieners wat sukkel om hulle ouers te verstaan? Want toe ek begin het met berading in 2019 met 2 tienermeisies, nê? As dit so van wat het jou ma gesê of ek kan nie glo jou pa dit gedoen nie. En toe het ek besef maar dat ouers dink tieners is net hormone. En hulle verstaan nie die verandering in die tieners se brein, hulle optredes en hulle verhoudings beïnvloed nie. Ja, en dit is ook ons maar is dit nou nog kind, nog groot mens, waar is ons? Ja. So nou moet ek 'n groot mens probeer verstaan, maar ek is nog 'n kind. Ja, dit is nog ek probeer dit vir myself so 'n bietjie uit ook. En die groot mens verstaan nie dat die tiener se brein is 10 jaar van volwasse wees nie. Ja. Okay, gepraat van dit, die tienerbrein beïnvloed natuurlik ook die gedrag van hoe hulle dinge doen. Kan jy byvoorbeeld 'n voorbeeld gee van hoe so iets prakties? Ja. Die prefrontale korteks wat jou emosies en impulsiwiteit beheer, is eers volwasse vir meisies 23 tot 25 jarige ouderdom en vir seuns 25 tot 27, selfs 30. En dan bied ek werkswinkels aan, dan sal altyd 'n vrou wat skree 40. So dit is daai gedeelte wat emosies beheer eers volwasse. So tieners se alarmstelsel, hulle amygdala, werk ekstra hard om hulle veilig te hou. So hulle raak trigger happy en hulle ontplof en goed en dan is dit letterlik soos 'n wildtuin wat hulle in die wildtuin loop en daar's 'n buffel wat agter 'n bos kan uitstorm. Ja. En ouers verstaan dit nie. Dis die ding, dis die probleem. En soos wat jy dit sê, begin ek ook nou seker backflashes kry oor goeders wat al gebeur het ook in ons huis. En dan dink jy, okay, wel, dis dan die rede, want as die een oomblik so of sy is die ander oomblik is weer iets anders te ek. Ja, daar's geen rasionele rede hoekom hulle emosioneel plofbaar ongeskik, disrespekvol is nie. Hulle dink hulle weet alles en hulle dink jy weet niks nie. En selfs Google is dommer. Ja, hulle kinders TikTok mos, ons Google en hulle gebruik TikTok. Maar en die groot verskil is waar die grootste risie tussen konflik tussen ouers en tieners kom is, dan vat die ouer die tiener aan as hy dalk skree op jou. En dan sê sy brein vir hom, maar jy is die vyand wat hy moet veg. Sy liggaam met adrenalien vrygestel, so letterlik asof hy in 'n lewe en 'n dood situasie is. Okay, so wat se gesprekke kan 'n ou proaktief begin met jou tiener om nou net te sê, luister, hier is nogal 'n redelike moeilike onderwerp wat jy nog nie verstaan nie of moet 'n ou wegbly van nie verstaan nie, seker goed. Jy sê nie vir tiener hy verstaan nie. Ja, ek het op my Facebook ouer tiener harmonie is daar 'n video waar ek verduidelik wat jy saam met jou tiener kan kyk oor wat in sy brein aangaan en wat die verandering in die brein doen. En dan die ouer, 'n volwasse, jy moet altyd onthou, jy het die volwasse brein. So as jy so warm raak jy onder die kraag en jy gaan dit verloor want dan draai jy om en jy stap weg. En wanneer jy rustig is en jy kyk in dieselfde rigting, dan het jy 'n gesprek oor, "Jesus, maar jy dan op my geskree vanmiddag." Nie voor die kind, jy spark sien is tiener se kamer in en dan sê ek hoor jy het alweer vir op jou ma geskree vanmiddag in die kar nie. Wat gaan gebeur? Sy amygdala gaan weer pop en dan gaan sy brein sê jy's die vyand wat hy moet veg. So wat se taal reken jy nou met al jou ervaring? Werk die beste? Ek moet nou sê taal in aanhalingstekens, so ek werk die beste om met 'n tiener te kan kommunikeer. Ja, jy groet hulle net in die oggende goeiemôre, het jy lekker geslaap en dan bly jy stil. As hulle in die middag van die skool afkom, dan sê jy welkom terug en dan bly jy stil. Die life coaching, die tieners, ek kan die verhoudings met die ma's en die ouers kan ek assesseer. Ja.
En dan sê die een tienerseun vir my net asseblief dan sê net op 'n mooi manier vir my ma, as ek hangry van die skool afkom, wil ek net kos hê Ja. en gegroet word en niks verder praat nie. Dat sy net so 'n bietjie stiller bly. Hoorie, dis interessant want ek meen ek het regtig al as ouer, jy bevraagteken jouself ook, het jy gefaal of wat doen jy? Maar dan doen jy die klein dingetjies verkeerd en ek dink as 'n ou hierdie handleiding gaan deurwerk en lees, Ja. gaan dinge ook soveel anders wees. Gepraat hiervan, ek meen jy dek amper 100 onderwerpe Ja. oor dinge en jy weet daai tipe kwellinge tussen tieners en ouers en Ja. wat wil jy hê moet mense saamvat? Wat kan ouers veral verwag as hulle hierdie boek nou vat? 'n pa sê vir maar hy kan AI, ChatGPT. binne sekondes 'n oplossing kry vir 'n probleem, maar vir my met die boek, nê, ek wil ouers uitdaag om eerder proaktief te wees. Om te lees oor selfdood en selfbesering en kalverliefde. Dat jy gesprekke rondom 'n etenstafel het. Want nie net maak jy die tafel oop dat jou kind met jou kan kom praat oor sulke dinge as dit is al kwessie opduik nie. Jy leer jou tiener die taal om ook hulle vriende te ondersteun. So dit gaan 'n verhouding bestaan uit taal en die grootste invloed wat jy op jou tiener kan hê is jou verhouding met jou kind. Is daar nog ander hulpbronne beskikbaar om ouers net so 'n bietjie te help of ek meen dit gaan nie net oor die ouers hierson nie. Ouers en tieners te help om daai verhouding net nog sterker te maak en beter te maak. Ja, dit gaan oor die nie-verbale kommunikasie tussen ouer en kind, nê? En een van die waardevolste is die manier hoe jy kyk vir jou kind. Baie ouers kyk hulle kinders in die oë as hulle met hulle raas. Ja. Kom, Nee, sit dan is hier, hulle ek moet met jou gefokus, dan praat. kyk hulle Kom. so. En emosionele attachment, emosionele aanvaarding is oogkontak. So jy moet altyd vriendelike oë met jou kind hê. So die ernstige gesprekke, kyk julle in dieselfde rigting. Nooit voor nie. Kyk in dieselfde, stap in die hond, ry in die motor. Okay, so, en dat Ja. dan met mekaar gesels nie. Ja. So met mekaar. Yes. En dan nog 'n ding, die manier hoe jy showing up. Ja. Jason Wright is 'n 14-jarige seun het selfmoord gepleeg in 2016. En die een pa vra hom wat is die een ding wat jy anders sou doen? En hy sê die manier hoe ek showing up gedoen het. Want hy was 'n eysterman, swart belt in karate, suksesvolle besighede gehad, hy het boeke geskryf. En sy 14-jarige seun skryf in sy selfdoodbrief: "Pa, die wêreld is my te erg, ek is nie so sterk soos pa nie." En ons moet op daai noot gaan. Baie dankie.